Ja, en so die donker wolke in April 1901 ook vir hierdie boerevolk van ons se kop hier in die Kimberley omgewing uitgesteek. En letterlik, as u die wolke so in die agtergrond sien, so was dit met amper 6000 vrouens en kinders wat hier deur die Britse imperialistiese koninkryk aangehou was in 2 konsentrasiekampe. En hier het dit ook nie beter gegaan nie. En weer eens, wie wou regtig boek gehou het in hierdie konsentrasiekampe? En weer in professor Raad se boek was die mense wat daai tyd van die Engelse wel hier en daar 'n kampregister gehou het. So ver verkeerd en so ver het hulle weer eens vir hierdie volk van ons gelieg. Ja, en op hierdie warm somersaand hier in Kimberley is dit nog net een van hierdie ligte wat brand by hierdie monument waar hierdie vrouens en kinders herbegrawe is. En in hierdie toring so in die agtergrond met die spits, dit is waar al hulle beendere lê. As 'n mens nou in 110 jaar kon teruggegaan het, dan wonder ek wat het hulle gedoen op so warm somersaand, met die grade net so onder die 30. En van 1900 tot 1903 was hulle vir 3 jaar in hierdie moordkampe van die Engelse gewees. Wat het hulle gedoen op oujaarsaand? Wat het hulle vir mekaar gesê? Wat hou die nuwe jaar vir hulle in? Ja, dit is tragies. En wat 'n skande, die inwoners van Kimberley. En ek praat spesifiek met die boerevolk, dat julle hierdie wonderlike monument net so los. Vroegoggend hier in Kimberley. Dis die eerste dag van 2013. En ons staan by die laaste oorblyfsels van hierdie boere, vrouens en kinders wat hier te ruste gelê is. Die kamp superintendent was 'n persoon met die van Schoete. En dit lyk vir my, oor die algemeen was meeste van hierdie konsentrasiekampe gestig op 1 April 1901. En hierdie kamp was die Newton kamp genoem. Nou, professor Raad se boek sê, daar was 2 konsentrasiekampe gewees. Die ander konsentrasiekamp was in Beaconsfield. Nou, in hierdie selfde Kimberley het ek my weermagopleiding gedoen in die 80er jare. En ons het ook vele treintoere hiernatoe gebring. Maar in 'n latere stadium van 'n mens se lewe, dan besef jy weet, waar lê ons erfenis? Waar lê die erfenis van hierdie boerevolk van ons? En om weer in Kimberley rond te ry, en ek dink so terug aan my weermagdae, kyk, die manne wat hier in die 80s opleiding gekry het, maak nie saak in watter divisie nie, het ons harde bene gekou. En nooit het ons die erns besef, wat 'n tragedie het ook in hierdie konsentrasiekamp hier in Kimberley afgespeel nie. Die totale persone, die vrouens en kinders wat in hierdie konsentrasiekamp was in Kimberley, was 3876. Nou, hulle is aangejaag en aangery so ver as Griekwastad, so ver as Petrusburg, natuurlik Kimberley en die omgewing. En hier waar ons staan op die oomblik, reg aan my agterkant, sien ek dis 'n NG Kerk, maar die hele kampterrein van die konsentrasiekamp was hier in die agterkant gewees. En dit is hartseer om te sê dat nêrens in hierdie omgewing daar 'n kenteken op is om te sê dat hierdie die laaste rusplek is van hierdie vrouens en kinders wat deur hierdie imperialistiese Engelse hier uitgemoor is nie. Hulle sê hierdie kamp was omheind met 8 voet hoë doringdraad. 8 voet hoë doringdraad het hierdie vrouens en kinders hier binne gehou. En jy weet hoe span 'n mens doringdraad van die een paal na die ander paal toe. En hulle sê
Dit was 22 drade wat so gespan was. Wat die Engelse gedink het, ja, hierdie boerevolk van ons is 'n klomp honde. En kom laat ek vir u sê, na die Anglo-Boereoorlog het hierdie boerevolk van ons verrys uit die stof uit. En wat 'n magtige nasie het ons net nie geword nie. Maar ook weer eens, die hartseer van dit is, dat hierdie boerevolk gelofte dag vergeet het. Vergeet het van hierdie marteling, wat hierdie vrouens en kinders in hierdie konsentrasiekamp deurgegaan het. En vandag, Kimberley, kry ek wragtig skaam, om te dink dat daar nog baie van ons boeremense in hierdie plek bly. En ek gaan nou vir u wys, hoe lyk hierdie hele kampterrein hierso. En dat julle dit nie eers meer in julle oor het, om hierdie plekkie te kom skoonmaak nie. Reg rondom die kamp gistermiddag toe ek aangekom het, hierdie plek is letterlik besaai met mure. Waar jy by die hekkie inkom, jy kan nie vir 'n minuut stil staan nie, dan pak die mure jou aan, soos hierdie klomp Engelse, wat hierdie land toegepak het, hier in 1900. 450.000 Engelse het hierdie land van ons besmet in 1900, toe hulle gehoor het dat daar goud en diamante is. Naas Johannesburg met die goud is Kimberley natuurlik een van die dorpe wat die rykste diamant neerlaag het. Ja, en het vergrype grootliks ook plaasgevind, naamlik Cecil John Rhodes, Bani Benato, die moordenaar Kitchener en Roberts het ook hoogtyd gevier in hierdie omgewing. Want Bloemfontein is omtrent so 120 km van hier af. So hierdie kamp was ook beheer deur die administrasie van die Engelse van Bloemfontein. Emily Hophouse het hierdie kamp ook besoek en sy het in haar dagboek geskryf dat dit is ongelooflik dat een nasie dit oor 'n ander nasie kan doen om hierdie vrouens en kinders soos honde in hierdie kamp toe te smee. Hulle sê hierdie kamp was op 'n oop kaal vlakte. Nou, as 'n mens hierdie huise en goed hier moet wegvat, dan is dit letterlik so. Hier's nie berge in hierdie omgewing nie. Dis heeltemal 'n plat area waar hierdie kamp opgerig is. Nou kan ek vir myself ook dink in die tyd soos in Augustus maand waar ons winde kry in Suid-Afrika, hoe dit net nie moes gewees het met hierdie stof nie. Maar buite die stof, die geweldige hitte. Kyk, in my weermag daar kan ek vir u sê, so warm soos wat Kimberley word, so koud word dit. En ons het gistermiddag hier by 4 uur nog gedraai by 32 grade. Nou stel jouself voor, daai vrou en daai kind of kinders van haar in hierdie tent. Wat se beskutting het daai tent regtig gebring? Niks nie, want die son het letterlik deur daai tent gebrand. En professor Raad skryf ook in sy boek van die geweldige storms so goed wat ook hier plaasgevind het in hierdie omgewing. Dat wanneer dit gereën het, dis moeilik vir die water om weg te vloei as gevolg van die area waar hierdie kamp opgerig is. Maar dan hierdie tente en goed heeltemal oorspoel met die modderwater en die water binne in hierdie tente. En die bietjie wat hierdie vrouens en kinders gehad het, was seker alles papnat gewees. Hulle skryf van die haglike toestande rakende die vrotvleis wat hierdie Engelse ook hier vir hierdie vrouens en kinders probeer gee het om hulle aan die lewe te hou. Ja, en dan vra hulle partykeer, jy weet, waarom tree ons so op hier teenoor hierdie swartes? En weer in professor Raad se boek, toe van hierdie vrouens en kinders deur hierdie Engelse aangejaag was na hierdie kampterrein toe, het die swartes hier in die strate rondgestaan en letterlik hierdie vrouens en kinders uitgejou en onsmaaklike aanmerkings so goed gemaak. En dan kan ek nie hulle blameer het. Jy weet dat hulle so teenoor hierdie swartes gevoel het nie. En ook dat hierdie swartes opgekommandeer was en betaal was deur die Engelse om hierdie vrouens en kinders in hierdie kampe te gaan vang en ook te gaan vang op die plase en hulle dan hiernatoe te bring. Nou dit is die ingang van hierdie Yeomanry Imperial Hospitaal hier in 1900 gewees. Nou ek reken dat hulle al in 1900 begin het om hierdie hospitaal te bou. Wat vir my baie interessant is, vandag as jy by hierdie stasie kom,
dan sien jy, dit is eintlik maar al wat oor is van hulle imperialistiese koninkryk. En wat my verblyend is, nou die dag sê iemand vir my, as gevolg van, soos wat hulle sê, die aarde verwarm, is Engeland besig om in die aarde te verdwyn. Nou daarby wil ek ook net sê, ek glo daarom nie, al die mense wat in Engeland gebly het daai tyd, was so ewel soos hierdie imperialistiese koninkryk nie. Maar om te dink, in 1900 was daar al klaar 450.000 Engelse soldate in Suid-Afrika gewees. Dit was baie moontlik dan vir hulle gewees om so 'n veldhospitaal te bou, hier in die vlaktes. Nou, as u ooit eendag wil kom kyk na hierdie hospitaal, of die mirasies wat daar nog oor is, hier lê heelwat blikke en ornamente en goed nog hier rond, wat dateer wat seker oor 100 jaar oud is. 70 kilometers na De Aar kry jy 'n stasie met die naam van Deelfontein. Nou by hierdie stasie, net in die agterkant van hierdie verlate stasie, sal jy dan nou hierdie veldhospitaal kry. Hierdie magtige Engelse imperialistiese mense wat hiernatoe gekom het om hierdie boerevrouens en kinders uit te moor in die konsentrasiekampe. Maar wat dan ook verblyend is hulle eie kerkhof met al hierdie soldate wat hier so lê, wat ook nooit die voorreg gehad het om hierdie vrouens en kinders so te treiter, so te martel en so te laat doodgegaan het in hierdie konsentrasiekampe wat hulle hier kom stig het. 52 konsentrasiekampe in Suid-Afrika en 37.000 wat hulle reken wat hier dood is in hierdie konsentrasiekampe. Ek glo daar's baie meer, want party grafte 3-4 kinders ingehad. Maar nooit weer, hopelik sal hulle die eer hê om te kom doen aan hierdie boerevolk wat hulle kom doen het in 1900. And the words are scattered round on the pages blowing free, but some may still be found from a trooper's diary. I asked Colonel Keckwich, how long's it gonna be? How long will we be cornered in this town of Kimberley? He says he cannot tell me or prophesy the time that the women and the children are safely down the mine. We hope relief is coming along the railway track. A battle won at Belmont will open up a gap. For victory at Enslan and Modder we will pray, and then to break the trenches dug and held by Delray. And the words are scattered round on the pages blowing free, but some may still be found from a trooper's diary. I hear that in the workshops construction's underway of a gun they call Long Cecil that will finish off the fray. Designed by Mr. Labram, from textbooks he has found. They say it fires a shell of 28 or 30 pound. The Boers have got an answer to Long Cecil, now I fear. Long Thomas killed George Labram, that Yankee engineer. We tried to break at Dronfield, Scott Turner at our head. At Carter's Ridge he met his fate, and 24 are dead. And the words are scattered round on the pages blowing free, but some may still be found from a trooper's diary. General French is coming with New Zealand cavalry. Gudusberg is under fire by Highland soldiery. General de Wet scattered French's transport teams. General Cronje escaped and shattered British dreams. At last Long Cecil's quiet now, the Boer commando's gone. Across the veld to Paardeberg with terrible Long Tom
14 days has seemed a century of terror and of bloodshed. Die swart en wit foto's wat ek nou vir u gaan wys. Hier waar ons nou staan, hier by die Yeomanry Imperial Hospitaal. Hierdie hele saal het vol soldate gelê, natuurlik nou wat in skermutseling was of wat natuurlik siek geword het. Maar dit is 'n baie eienaardige gevoel wat 'n mens kry as jy hierso staan om te dink. Hierdie voorste toring was in 1901 gebou. En hierdie plek staan vandag nog net so. Nou dit lyk vir my, dit moet op een of ander plaasboer se grond wees, want aan die agterkant het hy 'n tipe van skaapkrale en goed gebou. Kan jy nou vir jouself indink, hoe moes dit nou hierso gewees het in 1901? Want naas Kaapstad was dit die grootste veldhospitaal gewees. Basies glo ek dat hulle gedink het, dit was nou die middelpunt. So as soldate dan nou beseer was in die Anglo-Boereoorlog, dan het hulle nou hiernatoe gebring. Maar selfs tot die plankvloere hier binnekant lê al meer as 100 jaar hier binne in hierdie gebou. There she goes, walking between the rows of prison tents in deep despair. The icy wind blows through her meager clothes and swirls among her dusty matted hair. She prays her prayer again. Was it all in vain? Is God too far away to hear? She lifts her head high to the African sky, asking angels to deliver her prayer. She says, "Oh Lord, my spirit is low tonight in this camp out on a windy plain. And as we sing hymns for the departed, may we never see these days of hell again." And the angels are crying, oh, I can taste their tears. Oh, pray, you blessed angels, could God be somewhere near? I've heard the veld is burning and livestock's Hier rond te stap en op te dink hier waar ons nou staan op die stoepgedeelte, moes dit seker gewemel het van hierdie Engelse moordenaar soldate wat hiernatoe gekom het om hierdie boerevrouens en kinders te kom uitmoor hier in Suid-Afrika. En wat vir my baie opvallend was, is die gedeelte hier agter my. Ek is seker u het ook al gesien wanneer hierdie moordenaars in Engeland, hierdie imperialistiese koningang daar uit haar paleis uitkom, het hulle mos hierdie soldate wat die paleis oppas met daai groot hoedens wat hulle dra. Nou as jy kyk, ek neem aan hierdie gedeelte hier agter was natuurlik seker ook gewees waar 'n soldaat permanent wag gestaan het. En hierdie voorste gedeeltes was seker net maar die offisier se blyplek gewees, of dit was dalk 'n eetsaal of iets wat te doen gehad het met hierdie hospitaal hier by Yeomanry. Oh, pray, you blessed angels, did you whisper in God's ear? Now there's a proud memorial to faith and bravery, and beneath the stone are buried the ashes of Emily, and the angels are crying. Are they tears of joy I see? Oh, pray, you blessed angels, did God send Emily? Blessed angels, blessed angels, blessed angels, blessed angels.
Look across the sun-baked earth of Africa and walk round a little town they call Machadador. Soon you'll see the crosses in a cemetery, cast in iron row on rows so military. For king and empire, name and rank, and carve their regiment from corners of the British Empire. All to die was sent. They were fearless, fearless, fearless in their cause. It was senseless, pointless, hopeless, like all wars. Die enigste ding wat my werklik raak by hierdie Engelse hospitaal en by hierdie kerkhof is mense, dis in die hartjie van die Karoo. Soos ek gesê het, is ek omtrent 32 grade. Maar kyk net hoe pragtig en hoe netjies word hierdie kerkhof in stand gehou. So ver van alles af, dis kilometers van daar af, dis kilometers van Hutchinson af. En nog steeds gee hierdie imperialistiese koninkryk nog om vir hulle soldate wat hierdie boerevrouens en kinders kom uitmoor. En dan kyk ek maar na ons konsentrasiekampe wat ons besoek het. Dis vir my verskriklik hartseer. Ons bly in die stad Mondior, wat in die stad is, naby Terfontein. Nee, wat so agter gebeur laat. Mondior, wat in die stad is, naby Terfontein, wat agterweeg gelaat word. Belmorrel, waar ons nou al 2 keer van skoon maak het. En so kan 'n mens maar aangaan, van die een konsentrasiekamp na die ander een. Harry Smit. Kyk net hoe lyk dit, mense. Wat het van jou trots geword in jou boerehart? Nee, om daai konsentrasiekampe net so te los. Ek wil dit weer eens sê. Dit is so, meneer, mevrou, as jy met my wil kom argumenteer oor konsentrasiekampe, dan wil ek net vir jy sê, gaan stap net vir 'n slag daardeur. 10 teen 1 gaan jy jou van daar kry. En dit is dalk van jou voorsake behaal hê. Raak nie weer betrokke en moenie dat hierdie erfenis van ons doodgaan. In the face of hell. You were killed on the 4th of September in 1901. You died for your king and your empire. You died, but the battle was won. They have mentioned your name and your rank, your regiment, and when you died. But who is the unknown soldier who is buried right there by your side? Your families grieved when they heard it, the news of your death far from home, and they hastened to honor your memory with your name carved in iron and stone. And the stones and the crosses remain there, and they're tenderly cared for today. But who is the unknown soldier who forever beside you will lay? From out of the might of the empire, from regiments brimming with fame, from colonies over the ocean, with never a question you came. To fight the brave Boer in his homeland was only a feat for the bold. But who is the unknown soldier whose story will never be told? Was there anyone there at the dockside, at the troop ship to wave him goodbye? Was there anyone thinking about him as he fought 'neath the African sky? Did anyone know of his valor
Did he ever get letters from home? Was anyone there when they killed him? If there wasn't, hier is die grafte van hierdie Britse soldate. Nou of hulle almal hierso by Deelfontein gesterf het in 'n oorlog of 'n skerpmitseling, dit moet ek nou maar vir u uitvind en vir u laat weet. Maar hier lê omtrent 180 grafte. Nou so 'n paar jaar terug, by hierdie lang ry grafte wat hier net so aan my regterkant is, het ons een middag hier aangekom. Nou kan ek vir u sê, dit voel nogal aardig om hier rond te stap in die hartjie van die Karoo. Nou dit is hier omtrent nou so 32 grade. Maar heel onder in die hoek stap ek toe af soontoe en jy kan sien dit het seker 'n dag of 2 tevore gereën. Kry ek 'n massiewe skilpad, seker so groot skilpad reg onder in die hoek. En ek dink net ja, dit moet seker 'n bestuuring wees want nêrens om hierdie Kamkerkhof sou daai skilpad uitgekom het nie. So hy sal ook teen een gesterf het hier binnekant. Maar ek het hom toe mooi onder in die hoek opgetel en oor die heining gesit. En daar waar my vrou nou staan, in die onderkant gaan ek nou vir julle wys, daar so 'n hele dam. So, toe het ek hom nou oorgetel en hy toe gelukkig hierdie wrede moord, wat miskien ook toegepas sal geword het deur die Engelse, op hom het hy daarom ook oorleef. Wens ek kon die tyd terugdraai om in jou plek te staan. Ek wens ek kon die heelal vra om jou terug te stuur van waar jy gaan. Hier lê jy nou verlore uit Afrika gebore. En enkel koel het jou kom haal, die hoogste prys het jy betaal. Hoeveel sal nog betaal word? Hoeveel sal nog gehaal word? Hoeveel seuns deur God gesaai, deur mense hande afgemaai. 20 jaar van nou sal iemand ons onthou. 20 jaar van nou, wie sal die monument dan bou? Wie sal al die name vergaan soos oggend dauw? 20 jaar van nou, wie sal ons onthou? Uit die blauw van onze hemel, uit die diepte van ons ziel, het jy gevra Suid-Afrika, dat ons alles vir jou gee. Oor ons verlatte vlaktes, met die kreun van ons wa, het jy geweet ons staan gereed om te offer wat jy vra. Hoeveel sal nog betaal word? Hoeveel sal nog gehaal word? Hoeveel seuns deur God gesaai, deur mense hande afgemaai. 20 jaar
monument dan bou. Wie sal al die name vergaan soos oggend blou? 20 jaar van nou, wie sal ons onthou? Hierdie glaskas hier in die agtergrond, dit is waar die beendere van die vrouens en kinders geberre is. Hulle laaste rusplek, nadat die stadsvaders van Kimberley en hulle naamgenote en hulle volgelinge besluit het, nee, dit is beter om Kimberley te ontwikkel en huise in hierdie omgewing te bou, as om te dink, ja, dat hulle ook net eendag in so 'n konsentrasiekamp moes deurgestap het en besef het, hoor hierson, maar hierdie van wat hier so is, kan dalk deel wees van my mense. Maar nee, die rykdom en die hebsug het ook hier in Kimberley grond gevat. En hulle het ook nie hierdie vrouens en kinders wat die hoogste offer betaal het hulle ontsien. En toe maar besluit, ja, dit moet hulle laaste rusplek wees. Wat 'n skande vir hierdie boerevolk. Wat 'n skande vir hierdie ouens wat, soos hulle altyd noem, ja, in die apartheidjare in beheer was van Kimberley. En nooit 'n enorme plek gebou het om te sê, weet jy wat, kom ons gee die laaste eer aan hierdie vrouens en kinders in hierdie kampterrein of hierdie monument wat hier is. Daar het baie dinge gebeur ook in hierdie konsentrasiekamp. Omdat die tente ook so dig na mekaar was, het een van die tente een aand aan die brand geslaan en daar was 'n ma en haar kind van 5 jaar gewees binne in hierdie tent. En professor Raad se boek skryf, die ma het erge brandwonde opgedoen, maar haar seentjie van 5 jaar het binne in hierdie tent doodgebrand. Nou as 'n mens ook lees, die grootste vrees by al hierdie konsentrasiekampe is die dag as jy moes hospitaal toe gaan. Nou kan ek myself indink, as 'n mens net vat, daar was skaars medisyne gewees. Hierdie ma wat die erge brandwonde opgedoen het, hoe moes sy daai geweldige pyn moes sy hanteer het? Want daar was nie medisyne gewees nie. En dan ook, hoe was dit die dag gewees toe hulle nou daai kind wat so doodgebrand het in die tent opgetel het en na 'n kampkerkhof toe moes gevat het en daai kind gaan begrawe het? Sit bietjie stil en dink net daaroor. Wat het hierdie mense net nie vir ons deurgemaak nie? Ja, en ook hier in Kimberley het die Joiners hoogtyd gevier. Ek praat gisteraand ook met 'n baie bekende toergids hier in Kimberley, Steve Landerstedt, en ek het hom so 'n bietjie uitgevra, weet oor die konsentrasiekampe wat hier in Kimberley was. En hierdie kamp het ook, soos baie van die ander kampe, ook nie die boere Joiners, die handsappers vry gespring nie. Ook hier het ons eie mense, ons mense in die kampe verraai en ook soos honde behandel, net ten gunste om die guns van hierdie Engelse te wen. En hier het hulle ook natuurlik voordeel getrek om die beste kos te kry, die beste tente, en dan was hulle nog betaal deur die Engelse gewees om hierdie mense te raai. Ek kry so 'n glimlag op my gesig, die een tannie skryf, ja, hulle het hierdie Joiners genoem die rooi potjies. Dis eintlik nog al 'n toepaslike naam vir die Joiners, die rooi potjies, want hulle sê Queen Victoria, op een of ander stadium in haar lewe het sy een of ander rooi band om haar gedra, en hulle het natuurlik hierdie rooi potjies of die Joiners, het hulle ook hierdie rooi strikke aangesit, om dan te wys, hulle help die Engelse in hierdie kamp. En op die rooi lint wat hulle gedra het daar gestaan RCP, en dit het beteken die Refugee Camp Police. Nou ja, in so baie gedeeltes in professor Raad se boek het die Engelse hierdie plekke genoem 'n refugee camp. Ek kan nie vir u beskryf baie keer as ek so stil sit en dink, nee, die vermetelheid wat hulle gehad het om te sê dit was 'n refugee camp. Met ander woorde,
'n vlugtelingskamp. 'n Vlugtelingskamp soos wat ek het verstaan, wanneer oorlog in een land uitbreek. Ek noem nou maar byvoorbeeld, sê nou maar in Botswana. Daar breek nou 'n burgeroorlog uit en daai mense vlug na Suid-Afrika toe. Dan word hulle gehuisves in 'n kamp, totdat daar beter akkommodasie vir hulle gekry kan word. Dit noem 'n mens 'n vlugtelingskamp. Dit wat die Engelse hier gedoen het met ons boerevolk, was niks anders as 'n moordkamp nie. Want hierdie vrouens en kinders, wat onskuldig was in hierdie hele aangeleentheid, en wat deur hierdie Engelse van hulle plase afgedwing was, en die plase afgebrand was na hierdie moordkampe toe gebring. In hierdie hele land van ons lê hierdie moordkampe die hele wêreld vol. Ek meen as ek vat waar ons was by Mafeking en dan Vryburg, daar was van hierdie vrouens en kinders ook gedwing van Vryburg af, na hulle plase afgebrand was. En hulle was hiernatoe gebring, hier na hierdie moordkamp toe van die Engelse. Daar was 'n mevrou van 'n Merwe wat ook in hierdie kamp was. Die siektes wat in professor Raad se boek voorkom, meeste van die kampe het masels gehad. Dit was die grootste epidemie of een van die mees bekendste siektes wat in hierdie konsentrasiekampe plaasgevind het. En hierdie vrou was blykbaar baie swak gewees. En sy het 4 kinders gehad. Nou, hulle sê nie of dit seuns of dogters was nie. En ek reken hulle was redelik jonk gewees. Dat sy op 'n stadium so swak was en dat hulle besluit het sy moet na die kamphospitaal toe gaan. En nou kan ek myself indink terwyl ek so deur professor Raad se boek lees, sê hulle dat sy op hierdie bed, in Engels het ons dit sommer genoem 'n stretcher. Hierdie hospitaalbed wat seker 2 persone gedra het met handvatsels aan hierdie kant en aan daai kant en natuurlik 'n seil waar sy opgelê het. Of 'n draagbare bed. En voordat sy het so gesmeek dat hulle haar nie na hierdie kamphospitaal toe moet vat nie, maar hulle het haar dit ook nie ontsien nie, en ek kan seker ook maar verstaan van die mense wat om haar gebly het in die ander tente, het ook gedink, dit gaan dalk beter wees, miskien word sy gou gesond. En toe hulle haar wegvat daarso, hoe haar kinders nie geweldig gesmeek het, en probeer vashou aan hierdie draagbaar, dat hulle haar nie met hospitaal toe vat nie. En op die uiteinde het sy na die hospitaal toe gegaan. En sy het gesterf in daai hospitaal. Dit was die laaste keer dat haar kinders haar gesien het. En hulle sê ook verder, niks in professor Raad se boeke, wat het gebeur met die kinders nie, het hulle die kamp oorleef. Nou kan jy jouself indink, weer eens, hulle sê nie wat die ouderdom was van daai kinders nie. Nou moes ander mense in daai haglike omstandighede hulle ontferm het, en ek dink hulle het oor daai kinders. Maar die hartseer wat hulle gehad het, om te weet, daar gaan hulle moeder. En dis die laaste keer dat hulle haar gesien het. As hulle dit oorleef het, dink ek kan hulle daai pyn en lyding nooit vergeet, om te weet, dit was die laaste keer dat hulle ma gesien het. Daar was 'n oom en tannie Wessels in hierdie konsentrasiekamp gewees. Die tannie was 74 jaar oud en oom Wessels 77 jaar oud. En hulle het gekom van die plaas Wesselsrus. En ook op die barbaarse wyse deur die Engelse was hulle geforseer om na hierdie kamp toe te kom. En hierdie oom Wessels sê, jy kan nie vir mense beskryf die haglike omstandighede waarin hulle self bevind het in hierdie konsentrasiekamp nie. En deur alles en op daai hoë ouderdom het hulle dit oorleef. So of jy nou 'n kind van 'n jaar oud was of 'n baba was en of jy 76 jaar oud was, die Engelse het dit glad nie ontsien om jou op die mees barbaarse wyse in hierdie kampe te huisves nie. En laastens, die sterftes in hierdie kamp was kinders onder 15 jaar, 431. 431 kinders het gesterf in hierdie konsentrasiekamp. Hulle sê die persone bo 15 jaar was daar 100 gewees en die totaal was 531.
Nou ek het dit al dikwels gesê en ek glo dit is so. Wie wou in daai tydperk boek gehou het van die lyding wat hierdie vrouens en kinders gehad het? En wie het werklik boek gehou om te sê dit is die werklike getal? Want as 'n mens dink in Augustus 1901 was daar 3876. En van daai totaal was daar net 'n sterfte van 531 gewees. Dan betwyfel ek dit sterk. Want as jy lees wat professor Raad se boek sê ook, die haglike omstandighede waarin hulle geleef het, en ook dat daar min kos was, dink ek dat die sterfte syfer baie groter was as net 531. Ek wil graag afsluit met hierdie DVD oor hierdie konsentrasiekamp hier in Kimberley. Mense, ek glo daar's nog van julle wat se boere harte warm klop in hierdie Kimberley. Kom, maak weer 'n bietjie 'n draai hier by hierdie vroue en kinder monument van hierdie konsentrasiekamp. Kyk hoe lyk dit hier in hierdie omgewing. Dit lyk soos 'n nes. En aan die oorkant van die straat wonder ek, ja, hoeveel van hierdie mense wat hier bly, weet regtig wat het hier gebeur. Raak net weer betrokke by jou erfenis. Kom maak net hierdie monument weer skoon. Oralste kom maar bossies uit, spuit 'n bietjie gif. Kom spuit net, dis regtig nie 'n epidemie van hierdie mure wat hierso rondloop. Nee, jy kan nie eens by die hekkie skaars inkom, dan val hulle jou aan, klim oralste op jou bene. Kom spuit bietjie gif. Maak die omgewing weer mooi skoon. Sit borde op en sê 'n Engelse moordkamp. Staan op vir jou reg. Weet jy wat die hartseer is vandag? Sit ons eie mense agteroor. Ja, kyk wat maak die swartes met ons land. Ja, kyk wat doen hulle hier. Kyk hoe lyk die slaggate. Het ons so slap gat geword. Daar's nie 'n beter woord nie. Om te sê, hoor hierso, wat die hel daarmee? Dis my mense wat hier lê. Ek het net soveel reg in hierdie land. Staan op en maak hierdie plekke en goed reg. En hou gelofte dag by hierdie plek. Kom sit bietjie kraanse hier op. Gee so eenmal in 'n maand of wat ook al as jy so gedenkdag hierso hou. Pamfletjies uit. Loop in die strate af, gooi dit aan hulle posbusse. En sê, is julle bewus van hierdie vroue monument wat hierso staan? Van hierdie vrouens en kinders wat hier tot sterfte gekom het. Raak net weer betrokke by jou erfenis. Lig jou agterend. En voel weer trots as jy hierso staan en jy het hierdie plek pragtig mooi skoon gemaak. Om te sê, weet jy wat nie, ek het vandag weer iets gedoen vir my volk. Moenie vra wat Suid-Afrika vir jou kan doen nie. Maar sê 'n bietjie, wat het ek vandag vir Suid-Afrika gedoen? Vir hierdie boerevolk wat op die mees onmenslike wyse doodgemaak is in hierdie moordkampe. Dis 'n geweldige muurepidemie. Jy kan skaars hier stil staan, want hierdie hele plek is net mure. Maar ek wil net vra hierdie gemeente wat hier reg oor kan die monument van die konsentrasiekamp kerkhof is. Mense,
Ek wonder hoeveel van julle klim elke Sondag hier uit julle motors uit en staan net vir 'n oomblik stil, net 2 minute en dink wat het in julle omgewing gebeur met hierdie hartseer verhaal in hierdie Engelse moordkamp. Ek doen 'n beroep en vra as dit nog hard in jou boere hart klop. Kom maak 'n bietjie die plek skoon. As 'n span. Hierdie parkie hier in die oorkant ook van julle. Of stop julle ook met julle motors hier en draai maar net jou kop na die ander kant toe. En sê, weet jy wat, dis nie my probleem nie. Ja, dan wonder ek hoeveel Sondae, en ek veralgemeen nie. Wat preek predikante nog vir hulle gemeente? Of het hulle ook maar net die geskiedenisboek toegemaak en gesê, "Haai, weet jy wat? Ons is nou in 'n nuwe bedeling en dit raak ons nie meer nie. Ons gaan aan met ons lewens." This imposing memorial is the Honour Dead Memorial and is the brainchild of Cecil John Rhodes. The Siege of Kimberley, which began on the 14th of October 1899, for 10 days there was virtually no action, but the very first battle on the 24th of October 1899 saw 3 Brits being killed and 2 Boers. And Cecil Rhodes had already decided at that stage that there must be a monument to the British fallen, of whom there was 57, by the end of the siege, and he selected the point. And on the stylobate of the Honour Dead Memorial is positioned the Long Cecil gun, which was made during the Siege of Kimberley, unique and world famous, named after Cecil John Rhodes. All the rock used in the erection of this monument, the history books tell us, come from the Metopus, where Cecil Rhodes is buried up in Zimbabwe. But I can assure you there's no sandstone in the Metopus. It in fact comes from a place called Nyamonshlovu, which is the opposite side of Bulawayo to the Metopus itself. It's a favourite of Sir Herbert Baker, sandstone. He uses sandstone in many of his buildings. Another little story to do with Cecil Rhodes. The road you see behind me leading up to the monument is named after Cecil Rhodes' estate in England, the Dalham estate. That is Dalham Road. That's that road. This is the unique and famous Long Cecil, named after Cecil John Rhodes. It is the original, and the story of it is absolutely amazing. George Labram, the American engineer for De Beers Consolidated Mines, decided after researching, amongst other papers, the Encyclopedia Britannica in the Kimberley Public Library, that he could make a gun. And on Christmas Day of 1899, during the siege, he went to Cecil Rhodes at the sanatorium and gave the idea to him. Rhodes liked the idea, the go-ahead was given, serious planning started on it, and after the serious planning had taken place, for example, they had to extend the lathe, turn the barrel. They were just lucky that they had a billet of steel in the De Beers workshop at that stage, but it took 24 days before it was wheeled out and fired its first shot in anger at the Boer lagers around Kimberley. And a shell from this, it's a 28.1 pounder gun, could travel between 7 and 8 kilometers. It could outfire any gun of a similar caliber in the world. 255 shells were fired all in all by the Long Cecil gun, 16 on that first day. And the first shell was fired by Ethel Annie Pickering, who was the wife of the De Beers secretary. Basically, by Cecil Rhodes asking her to do it, he had invited the British Army to take possession of the gun, but they had refused. So it's a bit of Rhodesism. You know, look, even a lady can fire this gun. There's no need to be scared. Rhodes himself fired 8 shells that first day, and the last time that the Long Cecil fired a shell in anger was on February the 15th of 1900, when Kimberley was relieved. And the gun, in fact, faces the angle it does, saluting the relief column. That's the exact angle the cavalry under General French came in to relieve Kimberley itself. And when Cecil Rhodes died in Cape Town, at his cottage, in fact, at Muizenberg, on the 26th of March 1902, Long Cecil went down to Cape Town again and was used as the gun carriage for his funeral ceremony and processions in Cape Town, travelled with the body all the way up to the Metopus and Zimbabwe, and then came back to rest on the Stylobate. En dit is waarvan ek praat, oralste in Kimberley is van hierdie groot
kentekens op om vir jou te wys waar is die Engelse begrafplaas en waar is Magersfontein ensovoorts. En dan kom jy waar die vrouens en kinders by die konsentrasiekamp begrawe is. Daai klein kerkhof, reg oorkant 'n NG Kerk. En daar's geen teken en daar ry letterlik honderde voertuie elke dag daar verby. Kimberley, dis 'n skandvlek op julle naam. En ek vra weer eens, maak 'n plan. Ek is seker daar's nog goeie boere mense in hierdie dorp. En gaan soontoe en sit weer 'n kenteken op dat ons hierdie mense wat die hoogste offer betaal het, nie vergeet nie. Op 'n berg in die nag lê ons in donker en wag. In die modder en bloed lê ek koud, streepsak en reën kleef teen my. En by huis en my plaas tot kolle verbrand sodat hulle ons kan vang. Maar daai vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my. Delarai, sal jy die boere kon lei? Delarai, generaal, soos een man sal ons om jou val, generaal Delarai. Hoor die kakies wat lag, 'n handjie van ons teen 'n hele groot mag. En die kraanse lê hier teen ons rug, hulle dink dis verby. Maar die hart van 'n boer lê dieper en wyer, hulle gaan dit nog sien. Op 'n berg kom hy aan.